Goeiemôre. Jy luister na die 88ste oordeenking in die reeks, 'n paar maal om die son. Vanoggend se tema is: nie taaf genoeg nie. Interessant genoeg, kom daar gister op my Facebookblad 'n gesprek op waar 'n oud sergeant-majoor van die destydse spesmagte sê: "Ek weet nie van een persoon wat saam met ons geveg het wat ooit posttraumatiese stresversteuring of sielkundige afwykings gehad het nie." Hy vra dan vir die mede-aanbieder: "Weet jy van iemand?" Ek mag dit verkeerd lees, maar so half ongemaklik sê die ou wat langs hom sit, skud hy sy kop so nee. Nie baie oortuigend nie. Maar voorts vertel hy hoe baie hulle oorlog gemaak het en hoe hulle vriende wat gewond is en vriende wat selfs doodgeskiet is, in die helikopters gelaai het, maar dat niemand enige sielkundige gevolge daarvan oorgehou het nie. Hy kom dan tot die gevolgtrekking dat die mense wat posttraumatiese stresversteuring gekry het, eintlik maar voor die tyd reeds 'n sielkundige knak gehad het. En dit is maar net geaktiveer tydens die oorlog. Die probleem was, hulle is net nie ordentlik getoets nie. Ek waardeer die opofferings wat die oom gemaak het vir volk en vaderland. Maar met alle respek, hy het geen idee hoe trauma werk of posttraumatiese stresversteuring nie. Hy is reg net met een punt. Hy weet van niemand wat posttraumatiese stresversteuring ervaar het nie, want niemand het dit vir hom vertel nie. Dis nie omdat daar nie iemand is nie. Dis net dat niemand dit met hom gedeel het nie. Dis nie asof oud soldate of oud polisiemanne bymekaar kom en sê, "Hier is die pellie, maar sukkel ek nou met hierdie trauma nie." Of, "Jong, ek kry nie hierdie beelde uit my kop uit nie. Die nagmerries wil my mal maak. Ek het woede-uitbarstings wat asof uit die niet verskyn en ek haal dit uit op die mense rondom my. Gebeur dit ook met jou?" Sulke gesprekke gebeur nie maklik nie. Juis uit vrees vir veroordeling en stereotipering steek hulle dit vir mekaar weg wanneer hulle wel vir traumaberading gaan. Maar watter ander terapie probeer mense wat posttraumatiese stres ervaar na die oorlog of langdurige blootstelling gehad het aan afgryslike moordtonele? Wat doen hulle baie dikwels? Wanneer dinge te erg raak, probeer hulle die herinneringe met alkohol verdoof. Gaan lees maar die statistiek hieroor. Wat die sergeant-majoor nie verstaan nie, is dat posttraumatiese stresversteuring nie beteken iemand kan nie voortgaan om te opereer nie. Mense het verstommende veerkragtigheid en kan voortgaan om te doen wat gedoen moet word. Maar waar die effek van trauma die meeste gesien word, is die effek op verhoudings met die mense wat die naaste aan hulle is. Die sergeant-majoor moet met die vrouens en kinders van daardie mans wat in die oorlog geveg het, gaan praat. Hulle sal vertel wat niemand anders weet nie. Vir diegene wat nie weet nie, ek is voorsitter van Trauma Netwerk Suid-Afrika. Trauma Netwerk se doel is om netwerke te stig waar landbouorganisasies, traumaorganisasies en kerke met mekaar saampraat oor hoe ons hulp bied aan die slagoffers van veral plaasaanvalle. Jy kan in die groot stede net 'n klip vat en waar jy dit ook al laat land, sal jy 'n sielkundige kry. Maar die veraf gedeeltes in ons land, daar is daar nie sielkundiges nie. Hulp is nie naby nie. En dis waarom Trauma Netwerk probeer om seker te maak dat daar oral hulp beskikbaar is vir trauma slagoffers. Die gevolg is dat ek dikwels met boere en hulle gesinne praat wat plaasaanvalle oorleef het. En dikwels vertel hulle dat na so 'n plaasaanval, hulle man of pa eenvoudig net stiller en stiller word. En hoewel hy die aanval oorleef het die aanval hom op 'n manier weggeneem van hulle.
Trauma het 'n enorme effek op verhoudings. Ek hoor die verhale van boere wat vertel wat dit aan hulle gedoen het toe hulle in die beeskraal kom en wreedaards deur die nag die beeste se hakskeensenings met pangas afgekap het. Hoe onbedaarlik daai boer begin huil, as hy vertel hoe hy sy vee in die oë moes kyk, terwyl hy hulle een vir een moes doodskiet. Jy kan niks anders vir daardie diere doen nie. Was hierdie boere voorheen sielkundig maar net geknak, soos wat die sergeant-majoor sê? Ek moet jou eerlikwaar sê, ek is eintlik verskriklik ontsteld oor sy opmerking. Want dit werp 'n skaduwee van veroordeling oor elkeen wat met posttraumatiese stresversteuring worstel. Sy slotsom beteken eintlik, as traumatiese ervarings jou raak, is dit net omdat jy nie taaf genoeg is nie. En dit is om nou maar reguit te sê, absolute twak. Kom ek vertel 'n storie. 'n Tannie skakel my om te vra of ek haar seun sal besoek. Hy gaan deur 'n baie moeilike tyd. Toe ek daar kom, is daar 'n atmosfeer van verlies in die huis. Die rede? Die man se hond is dood. Hy begin praat oor sy hond, wat die hond vir hom beteken het, hoe goeie hond dit was, ensovoorts. Op 'n stadium begin hy praat oor God en God se voorsienigheid. Duidelik worstel hy daarmee. Gelukkig luister ek aandagtig genoeg om te vermoed dat daar dalk meer aan die gang is, as bloot die dood van sy hond. Nie dat dit nie ook hartseer is nie. Ek vra toe vir hom, uit my ervaring is die vraag na God se teenwoordigheid en voorsiening in 'n mens se lewe nie maar net 'n kopvraag nie, maar dit vloei baie dikwels hier deur 'n mens se eie hart. En die volgende oomblik begin hy ruk soos hy huil. En toe borrel die woorde uit sy mond uit, dat sy beste vriend langs hom op die grens doodgeskiet is. Dit is so jammer dat daar in daardie jare nie trauma-ontlonting na die tyd plaasgevind het nie. Wanneer iemand binne die eerste 48 uur trauma-ontlonting ontvang, is die kans soveel beter dat hulle nie met posttraumatiese stresversteuring na die tyd sal worstel nie. Ek sê nie vanmôre dat elkeen wat grens toe was, het posttraumatiese stresversteuring opgedoen nie. Nie elkeen wat deur 'n traumatiese situasie gaan, ervaar posttraumatiese stres na die tyd nie. Elke mens reageer verskillend in sulke situasies. Eenmaal het 'n vrou my kom sien wat in 'n gewapende roof saam met haar vriendin was. Toe hulle voor die vriendin se huis stop, het 2 rowers die deure oopgeruk. Die vroutjie wat my kom sien het, was agter die stuurwiel en die man wat haar aangehou het, het 'n pistool by hom gehad en dit teen haar kop gedruk. Die een aan die linkerkant het 'n mes by hom gehad. Toe die man die pistool teen haar kop druk, het sy die pistool weggedruk en vir die man gesê sy hou nie van vuurwapens teen haar kop nie. Sy het haar beursie uitgehaal en al die geld wat sy gehad het vir hom gegee, maar baie beslissend gesê, hy kan nie haar beursie kry nie, want haar ID-dokument is daarin en sy gaan nie weer so sukkel om een in die hande te kry nie. Die vriendin het egter in 'n totale paniek gegaan en hysteries geskree. Die insident het 'n enorme effek op haar gehad na die tyd, met nagmerries en angsaanvalle. Toe vra die vrou wat my kom sien het vir my, is daar fout met my dat ek nie trauma ervaar het nie? Dis 'n mooi voorbeeld van hoe verskillend ons op trauma reageer. Natuurlik is daar nie fout met haar nie. Ek het wel met haar gepraat om waaksaam te wees dat daar wel na 'n maand of langer terugflitse mag kom, maar nie noodwendig nie. Maar kan jy nou dink hoe anders daardie situasie sou verloop het, as die skurk, toe sy daardie wapen weggedruk het, meer gewelddadig geraak het, en wie weet wat nog aan haar gedoen het. Dan sou dit wel 'n totale ander uitkoms gehad het. Ek het nou nie met die vriendin gepraat nie, maar vir haar kon dit dalk erger gewees het, omdat sy
dalk vermoed het dat haar vriendin geskiet sou word in daardie oomblik toe sy die pistool wegdruk. Of dit mag wees dat sy op 'n ander manier oogkontak gemaak het met hierdie man wat 'n mes in sy hand gehad het en die haat in sy oë gesien het. Al hierdie goed speel 'n rol in die ervaring en die belewenis van trauma. Maar weet jy, nie alleen reageer twee mense in dieselfde situasie verskillend nie, maar dieselfde mens reageer nie noodwendig dieselfde op trauma nie. 'n Paramedikus het my eenmaal kom sien wat al vir 16 jaar lank uitgegaan het na verskriklike tonele toe. Ja, dit was 'n tawwe ou, hoogs gekwalifiseer. So hoog dat as hulle by 'n ongelukstoneel kom en daar sou 'n dokter wees, sou hy eenvoudig net terugstaan, die dokter bedoel ek, omdat hierdie man net beter gekwalifiseerd was om dit te hanteer. Maar weet jy, hierdie man wat duidelik trauma kon verwerk, kon na 16 jaar dit nie meer doen nie. Dinge het te veel geword. Daar was 1 of 2 of 3 tonele wat uiteindelik nie uit sy kop uit kon kom nie. Nie uit sy lyf uit kon kom nie. Jy weet, ons praat eintlik min oor hierdie dinge. Verlede jaar by die algemene kerkvergadering was daar 'n gesprek oor die duur van teologiese opleiding. En so was al die predikante van die kerk was daar by mekaar saam met die ouderlinge. Ons het gepraat oor die ouderdom waarop iemand 'n predikant behoort te word in 'n gemeente. Iemand maak toe die opmerking daar: "Jong, dis daarom baie jonk om iemand wat 22 en so onervare is in die bediening toe te laat met die intense hartseer wat daar dikwels met begrafnisse is." As jy gaan teologie studeer, wel, vir my was dit so, het dit nooit by my opgekom hoeveel mense ek sou begrawe nie. Hoeveel kere ou by baie traumatiese tonele sou kom nie. Maar hier is die interessantheid daarvan vir my. Toe iemand hierdie opmerking maak by die algemene kerkvergadering, asof hulle dit ingeoefen het, antwoord 'n klomp van die ouer predikante: "Dis nie asof ouderdom dit makliker maak nie." Langs die pad het ek geleer dat trauma nie net in jou kop is nie. Dis nie ietsie sielkundigs nie. Dit kom sit in jou lyf. As daar een ding was wat ek vanmôre wou bereik, is dat ons skoene moet uittrek in die teenwoordigheid van mense wat trauma beleef het. Dat ons nie mekaar verder verwond nie. Dat ons dit nie afmaak of verkleineer nie. Op 'n manier wens ek, ons kan weer die gewoonte terugbring, dat iemand wat swaar kry, of iemand wat rou, weer rouklere kan aantrek, of 'n swart bandjie om die arm kan sit. Net dat ons opnuut besef, fragile, handle with care. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons bid vir elkeen wat met posttraumatiese stresversteuring worstel. Elkeen wat rou, wat in die weke, maande, selfs jare nog worstel met daardie verlies, met daardie belewennisse. Hemelvader, maandagoggend gaan ons begin praat oor genesing na trauma en die pad daaruit, om die trauma wat ons beleef het, die rou en die verlies, tog te integreer in ons lewens. Ek vra dat U my sal help wat die oggendoordenkings aanbied, om dit met deernis, met respek en behulpsaam te doen. Maar vanmôre meer as dit, bid ek dat U by elkeen sal wees wat swaar kry. Elkeen wat iemand bystaan wat swaar kry, om vir hulle te help om met insig, met deernis en wysheid hulle by te staan. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. C.L. Langenhoven het gesê: "Maak staat op die raad van die man wat twyfel of dit reg is. Die man wat nie twyfel nie, het die saak maar van een kant af beskou.
Liefde en 'n geseënde naweek vir elkeen.